Ons gesels vanoggend met Dion Human en dit is oor die nuwe enkelsnit Ons Twee. Dion, baie welkom in die program. Ons gesels met op Radio Fynbos. Baie dankie, ek waardeer. Nou ja, Dion, hoeveel van jou eie lewenservaring en persoonlike reise is in hierdie lirieke van Ons Twee vasgevang? Man, 'n hele klompie, jy weet ons almal ken maar 'n vriend of 'n familielid wat so eintlik hoe ons twee begin het was vriende en familielid wat half wegtrek na 'n ander dorp toe of 'n ander land toe of 'n ander stad toe. En jy weet ons almal ken iemand, as jy nou vinnig terugdink, kan jy dadelik jou vinger op iemand sit wat jy weet wat moes of wegtrek na 'n ander dorp toe of 'n ander land toe. Ja. En toe dit vir my bietjie swaar oorgekom, dit was half amper meer 'n ballad as wat dit 'n popliedjie is. Ja. Toe besluit ek, nee wag, ek gaan dit eerder bietjie draai na twee mense wat op 'n reis gaan, op 'n avontuur. Hulle moet wel wegtrek, maar hulle maak dit 'n avontuur. Ja. So dis toe nou waarvandaan Ons Twee gekom het, en in die lirieke sal jy ook hoor die koorgedeelte sê sit net links voor saam met my. So jy het altyd net daai een persoon links voor in die, of dit nou in die vliegtuig of op die kar of wherever in die lewe basies saam jou nodig om so iets aan te pak. En dis waar dit als begin het. En ek dink eintlik, as 'n mens regtig mooi dink daarin, die lewe is swaar as mens alleen is. So as jy daai maat het, jy weet, of dit 'n lewensmaat of 'n vriend of 'n ouer of 'n kind of wat ook al is wat net sê, hey, wag, kom ons doen hierdie ding saam, dan maak dit die lewe net soveel beter en lekkerder. So dis iets waarmee almal kan eintlik relate. Dis 100% en dit is eintlik maar die gedagte agter die lied gewees. Net so. Maar die musiekvideo is ook uniek. Watter spesifieke uitdagings het jy teëgekom toe jy onder andere met KI gewerk het om te help skep aan hierdie video? So die eerste video, dan gaan jy sê die eerste video, ja, daar was twee. So die eerste een het ek gemaak omdat ek KI gebruik, dit is vir my bitter moeilik gewees. Volgende keer dink ek moet ek hom maar net skiet en klaar kry, want KI vat, mense dink is vinniger, maar dit is nie vinniger nie. Ja, dis dalk goedkoper as jy dit self kan doen, maar dis definitief nie vinniger nie. Ja. Eerste een was klaar gewees en ek het hom so gekyk en ek 'n paar keer deurgegaan en ek het vir Ferdi gestuur, my promotor, en hy het daarna gekyk en net gesê nee, dit gaan nie gebeur nie. Okay. En toe het ek hom gewipe en toe het ek voorbegin. En toe moet ek sê, always uit ervaring uit nou met die eerste een wat jy nou al 3-4 weke aan tyd spandeer het jy nou baie geleer. So ek moet sê ek kon die ene vinniger doen. Wat vir my bietjie moeilik was om my in te blend saam, om die half die lig en die hoe kan ek sê, sceneries reg te kry, selfs as die KI. Dit was baie moeilik geweest. Jy sal dit nooit 100% reg kry nie. Ja, dit is wonderlik en so leer 'n ou, dis mos nou maar hoe die lewe werk. Soos ons aangaan, jy weet, leer 'n ou dinge nuut by en ja, dit maak dit 'n avontuur. Ou kort net. Maar ek moet sê, ja. Nee, ek wou sê 'n ou kort net 'n ou links voor wat saam met jou sit en die dinge doen. Dis korrek, ja. Maar die KI, ek moet sê ek geniet dit. Ek gaan nie jok nie. Ek geniet dit verskriklik baie. Ek leer verskriklik baie van dit. En ek gebruik dit nou deesdae op 'n daaglikse basis. Ja. Hoorie Dion, dit's eintlik, ons kan dalk nou so 'n bietjie afskript gaan hier, maar ek het nogal nou die dag het Elvis Blue op een van sy platforms het hy 'n vraag uitgegooi vir mense rondom KI en spesifiek KI musiek. En ek het toe 'n oproep gemaak na ICASA toe om by hulle te hoor, kan 'n mens nie so 'n gesprek begin voer oor die plek van KI in musiek en al daai dinge nie. Ek het natuurlik nou nie 'n antwoord gekry wat ek wou hê nie, maar dit is iets wat hier is om te bly. Dit gaan nie weg nie en ons gaan nie van dit wegkom nie. So dit sal eintlik nogal 'n lekker gesprek wees eendag om te sit en te gesels oor die toekoms van dit en hoe ons van dit gebruik maak verantwoordelik, maar hoe dit ons kan help. So ek gaan hierdie ene gaan ek hou in my spens en ek en jy kan dalk weer vorentoe hier oor 'n geselsie maak. Dit sal lekker wees. Kom ons bly nou eers net by Ons Twee. Die agtergrond is so tipe van 'n punk rock. Hoe het jy besluit om hierdie spesifieke Afrikaanse popklank vir jou nuwe musiek te ontwikkel? Man, ek het eintlik, as jy na my vorige liedjies gaan luister, sê hoor ek eksperimenteer so hier en daar bietjie met klanke om te kyk wat vir my werk, want omdat ek uit die punkrock milieu uitkom, en ek na Afrikaans so gaan kyk, al my vorige goed was
Engels gewees, so ek Ja. het nooit Afrikaans gedoen nie. Goed. En wat eintlik 'n groot fout was, my eerlike opinie. Okay. Maar so leer mens. Ja. En so dit was moeilik, ek gaan nie jok nie. So ek het maar hier en daar 'n liedjie probeer in ek sal nie sê verskillende genres nie, maar verskillende tipe liedjies, bietjie 'n dansliedjie hier en bietjie dit daar, bietjie daar. En toe het ek gevind hierdie werk vir my goed. Hierdie tipe styl werk vir my goed. Ja. Ek kry baie goeie terugvoering op dit, ek kry baie goeie op die ander, ek kry baie goeie streams op dit. So al die data wat ek bymekaar maak, wys basies na ek moet hierby bly. Ek hoor. Ja, en is goed as dit vir jou werk, dan is dit wat 'n mens doen. Maar Dion, jy's ook 'n sakeman en hoe werk dit vir jou en is daar toekomsplanne vir jou? Ja, deur die dag het ek my eie besigheid, ek werk voltyds Ja. en in die aand as ek by die huis kom, dan spandeer ek en my vrou tyd saam en dan moet sy haar voorbereiding vir haar werk gaan doen en daai 2 ure wat sy haar werk gaan doen, gaan ek na my ateljee toe en dan begin ek en dan begin ek skryf en ek sal nie sê relax nie, maar ja, ontspan en skryf en begin musiek maak. As dit nie vir die musiek was nie, dink ek sou ek seker my kop verloor het. Ja. So Ja. die musiek is wat my weer neutraliseer. Ja. So ek sal dit nooit kan los nie. Hoor jou. Nee, en dit is goed. 'n Mens het daai uitlaatklep nodig. Maar Dion, jy praat nou so, ek kyk nou op jou profielfoto, ek neem aan dis jou vroutjie daar langs jou. Dis sy ja. Ek wil net ek moet eintlik met haar ook praat want ek wil net weet hoe so mooi glow soos jy kry. So, want sy's nou 'n pragtige meisie jong. Ja. Vertel gou bietjie vir my. Ek was baie gelukkig geweest. Ja, nee, ek het nodig om met haar gesprek te hê. Dion, ek wil gou by jou hoor, wie is Dion? Jy weet, waar kom jy vandaan? Waar het jy groot geword? Net sommer so 'n klein bietjie agtergrond vir ons luisteraars. Dis mos maar hoekom ons hierdie geselsie het ook. Korrek. So Dion is gebore hier in die noorde van Pretoria, in 'n klein gemeente met die naam Wonderboom. Okay. En ek woon nog steeds hier, groot geword hier, maak musiek hierso. Ek is bevoorreg my vervaardiger woon ook in dieselfde woonbuurt, so ek sommer hier by hom. Okay. En ek het hier skool gegaan, universiteit hier gegaan. Ja. En my besigheid ook hier begin. Ja. Dis amazing. En Dion, ek hoop ons gaan nog baie musiek uit jou pen uitkry. En mag dit vir jou goed wees en mag dit daar's so mooi deeltjie in die Bybel wat sê mag die meetsnoere in goeie plekke vir jou val of gunstige plekke vir jou val. So ek glo en vertrou dat dit vir jou goed sal gaan en dat dat jy hierdie passie van jou kan uitleef en sakke vol geld maak. Ek vat dit, baie dankie. Alhoewel as ek sê sakke vol geld maak in hierdie musiekbedryf is dit ek wil nou net sê ek hoop nie bedoel die musiekbedryf nie. Jy sal die genie in die bottel ook moet kry, maar ja, anyway. Nou toe 'n mooi dag vir jou en dankie vir die lekker gesels en groete vir jou daai. Dankie. Alright. Ek waardeer en dankie vir die oproep, ek waardeer. Dis 'n groot plesier. Mooi dag Dion, totsiens. Selfde dag. Bye. Totsiens. Bye.